God's plan has always been to include us, not just as spectators, but as part of His story. Through Jesus' sacrifice, we're adopted as God's children, filled with His Spirit and called to change the world. Jesus said, "I am the vine and you are the branches." When we stay connected to Him, His life flows through us, making us fruitful and alive in His purpose. Verteenwoordig die goeie nuus van Jesus Christus. Nou die woordjie goeie nuus, evangelion, is presies wat hy sê. Dis nuus wat jou positief beïnvloed en jou hele lewe verander. Nou ek wil gou vanmôre sê, as jy 20 miljoen rand wen, en jy kom na my toe en jy sê vir my, "Jesus, Jonathan, kom drink gou saam my koffie, ek het goeie nuus om met jou te deel." En hier sit ons en ons drink koffie en jy sê vir my, "Ek het so pas 20 miljoen rand gewen." Jesus, ek sal met jou bly. En die volgende woorde wat uit my mond uitkom is, "Hoeveel gaan jy vir my gee?" En jy kyk na my toe en jy sê vir my, "Ek gaan vir jou niks gee nie. Dis my 20 miljoen. Nou kom ek vra gou vir jou, wat se goeie nuus is dit vir my? Jy sit met 20 miljoen rand, die bewys van betaling is al reeds in jou rekening. Goeie nuus is net goeie nuus, as dit goeie nuus is. Jonathan, kom drink saam my koffie, ek het 20 miljoen rand gekry, en ek wil graag vir jou 17 miljoen gee. Dis freaking goeie nuus. Dis nie eers goeie nuus nie. Maar as jy sit met die kapasiteit om vir my iets te kan gee, en jy kies om dit nie te doen nie, is ek nie ingesluit in daai goeie nuus nie. Die storie van Jesus is 'n storie van goeie nuus. En ons gaan hierdie aanloop en Paasfees deur die boek Romeine praat, wat vir ons 'n idee gee oor wat hierdie goeie nuus is. Jy sien, die grootste ontdekking wat ek en jy in die lewe kan maak, is dat Jesus kom en sê, jy is ingesluit. Jy is ingesluit in hierdie 20 miljoen rand. Ek het al klaar vir jou bepaal hoeveel ek van hierdie 20 miljoen rand gaan gee. Sien, hierdie reeks is gefokus daarop om jou en my te help ontdek en dat ons vanuit daai realiteit sal leef. Jy sien, ons almal lewe in 'n wêreld waar ons uitdagings beleef. En die verantwoordelikheid is dat ek en jy hierdie goeie nuus elke dag sal lewe. Jy sien, ons beleef uitdagings in ons verhoudings. Ons beleef uitdagings by die werk. En op 'n klomp ander areas, dalk in jou finansies, op 'n klomp plekke. En die wêreld is so intentioneel om die slegte nuus na jou voorstoep te bring. En wat doen ons baie keer? Ons laat toe dat daai slegte nuus die bron word van hoe ons lewe en die ingesteldheid van ons lewe bepaal. Ons raak deel van die hopeloosheid, die moedeloosheid. En vanmôre wanneer ons praat oor hierdie reeks en praat oor die woordjie ingesteldheid, wil ek vanmôre vir jou en my sê, ingesteldheid kan nie net teorie wees nie. Dit kan nie wees dat ons deur hierdie wêreld gaan en net hoop om eendag uiteindelik by die hemel te kom of by die Here te wees nie. En terwyl ons hier op hierdie aarde is, druk ons maar net deur en elke dag is 'n stryd. En wanneer jy by die kantoor kom op 'n Vrydag, dan sê almal vir jou, heerlikheid, dit lyk soos 'n Maandag vir jou. Wat gaan aan? Nee, ons sukkel maar net deur. Probeer dit maar net maak. Is amper die idee waar ek weet nie of julle al 'n hondjie, die prentjie van 'n hondjie gesien het wat mishandel is en geskop is en seer gemaak is. En dan kom jy na daai hondjie toe en jy wil vir hom liefde gee. En wat doen daai hond? Hy druk sy kop in 'n hoek. Hy probeer van jou af wegkom. Want hy verstaan nie dat daar meer is as wat hy beleef het nie. En die Here kom vanmôre deur hierdie prentjie en hy wil vir jou en my sê, daar is meer in die lewe as wat ek en jy baie keer beleef en wat ons leef. Romeine 5 vers 17 begin hy sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een
die dood geheers het, deur die een, veel meer, en ek wil hê julle moet fokus op daai 2 woorde vandag, veel meer, sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers. Hy kon gesê het, eendag heers, in die toekoms heers, in die dood heers, maar hy sê, in die lewe. Nou waai gou vir my vanmôre as jy lewe. Ok, daarom so 3/4 van ons, meeste van ons, dankie Thys, ons lewe. So dit beteken nie eendag nie, dit beteken nou, deur die een, Jesus Christus. En ons uitdaging is, ons verstaan nie wat dit beteken om te heers nie. Want ons bring ons eksterne realiteite in ons innerlike realiteit. En dan voel dit vir ons of ons maar net aanploeter. Hierdie is so belangrik vir jou en my. Want dit sê vir jou en my vanmôre dat ons veronderstel is om bo ons omstandighede te leef. Eerder as om 'n slagoffer te wees. Jy sien, daai klein hondjie is die slagoffer van mishandeling. En hy het nie die kapasiteit om te verander nie. Maar wat sê die jong mense altyd? Liefde wen. Hoe meer jy insit, en hoe meer jy vryf, en hoe meer jy kos gee, hoe skielik begin daai hondjie blom. Maar tot en met dan, glo hy 'n waarheid, en bepaal sy omstandighede oor hoe hy oor homself voel, en 'n slagoffer is van dit wat met hom gebeur het. Ouens, ek en jy is nie geroep om slagoffers te wees in hierdie wêreld nie. Ons is nie veronderstel om toe te laat dat omstandighede dikteer oor hoe ons lewe leef nie. Want as ons toelaat dat ons uit daai verwysing uit leef, dan wil ek vir jou vanmôre sê, ek en jy lewe dan nie in die volheid en in die veel meer van dit wat die Here vir jou en my beplan nie. Jy sien, dit vat dat ek en jy vanuit hierdie waarheid uit leef, sodat ons met wysheid kan leef, en ander mense om ons met die waarheid kan beleef. Maar wat 'n storie het ek en jy om te vertel, as ons net glo, ons moet deur hierdie lewe sukkel? Hoe verkoop jy en vertel iemand van goeie nuus, as ek en jy nie eers goeie nuus glo en goeie nuus leef nie? Want as ek vanmôre vir ons sê, God is goed, wat beleef jy as jy hoor God is goed? God is goed vir jou, want jy het 20 miljoen gewen. Maar wat sê dit vir my? God is goed vir jou, maar iemand het my kar gesteel. God is goed vir jou, maar ek kan nie my goed betaal nie. Jy sien, dis eksterne goed. Dit het niks te doen met God se goedheid nie. God se goedheid is 'n verhouding wat ek met hom het. Is 'n belewenis van wie hy is en wat hy vir my gedoen het en die persepsie wat hy wil hê ek moet van leef. Hy bly goed, maak nie saak wat gebeur nie. Dis wie hy is. Jy sien, God is goed. En ons kan verstaan dat hy wil hê ek moet verstaan ek is ingesluit, want 2000 jaar terug het hy gesterf en opgestaan. En dis nie net 'n storie nie, daar's mense wat dit gesien het, daaroor geskryf het, maar meer is dit, ons lees nie net geskiedenisboeke nie, ek het elke dag 'n gesprek met hom. Ek beleef hom elke oomblik in my lewe, en daarom kan ek op daai waarheid bou, dat ek ingesluit is by alles wat hy gedoen het. Jy sien, omdat ek ingesluit is, het hy die angel van die dood en sonde verwyder. Ek en jy is ingesluit in sy goeie nuus. Hoewel ons uitdagings beleef, hoewel ons seer beleef, hoewel ons die wêreld in sy volheid beleef, sê dit vir jou en my, ek het die kapasiteit om te heers oor wat om my gebeur. Sê vir my, maar hoe moet ek heers? Kom ek gee vir jou 'n praktiese voorbeeld. Ons familie kom vir ons kuier, en my vrou het hierdie stoute, mooi miljonairskoek gekoop. Nou 'n miljonairskoek, ek weet nie of jy hom ken nie. Jy maak hom in 'n sirkel, en dan as hy klaar gebak is, dan gooi jy 'n hele blik stroop deur hom. Nou jou ringkoek moet gaatjies onder hê sodat die stroop deurloop. Dan sit jy 2 donker sjokolade wat jy gesmelt het op met neute en goed. Daai ding is uit die bose uit. Ongelooflike koek.
En nou sê my vrou, ek het hierdie vanagereg gekoop, ons familie kom kuier. En ek loop daar verby, besig, en daai koek sê vir my, hey, kom 'n bietjie nader. En ek staan daar en hierdie koek praat met my. En ewe skielik kom my vrou daar, hoor sy 'n pandemonium en daar kom sy uit en weg is die koek. En hier sit krummels en stroop en merke op die hemp. En sy sê, wat het jy nou gedoen? Die mense kom kuier en ek sê, jy gaan my nie glo nie. Daai koek het my aangeval en homself in my keel in forceer. Ek het geprotesteer, ek het beklei, ek het alles moontlik gedoen. Ek kon nie daai geveg wen nie. Klink dit vir jou soos 'n goeie storie? Maar wat ek probeer sê, is ek bely deur my aksie, daai koek heers oor my. Ouens, ons in Christus, niks heers oor ons nie. Maar jy sien, ek so gewillig om te sê, die koek het my gevat. Ons is nie papperts nie. Ek wil hê julle met my hart hoor vanmôre. Ons is in Christus. Ja, maar jy verstaan nie, toe daai taxi voor my stop, voor ek my kom kry, kom al 14 keer geslaan. Nee, jy het gekies om hom te slaan. Sonde het nie hou vas oor jou en my nie. Ons kies om verkeerd op te tree. Ons kies dat dit heers oor ons. Jy sien, as ek en jy verstaan, Christus het ons klaar ingesluit. Hy het klaar die blanko check gegee. Dit beïnvloed dan hoe ek optree. Oor hoe ek keuses maak, want ek werk van 'n ander verwysing. So daai koek kan sê wat hy wil. Gaan hom nie eet nie, want hy het nie hou vas oor my nie. Daarom wil ek julle, ek wil nie sê smeek nie, maar dat ek en jy ons taal sal verander. En nie sal sê, voor ek myself gekry het, voor ek gedink het, heers nie oor jou en my nie. Heers beteken om gesag te vat oor my optrede en oor my emosies, my reaksie te meet en te beplan, want ons heers deur Christus. Jy sien, Adam het in die wêreld ingekom, en Adam het gekies om verkeerd te reageer, en as gevolg van daai besluit, het heerskappy van sonde en dood skielik verwoestende implikasies vir jou en my gehad. Deur hierdie een persoon se oortreding, het dit implikasies gehad vir almal van ons. Maar Paulus kom, en Paulus skryf, veel meer het ek vir julle as net die verwysing van Adam. Jy sien, Adam kom en hy sukkel. O, ek is jammer, ons het verkeerd gedoen. En hulle vlug van die teenwoordigheid van die Here. Maar die Here kom deur een persoon, hy, en hy herstel daai gebrokenheid. Hy roep ons terug, hy herbelyn ons met die waarheid dat ek jou geroep het vir veel meer. Jy sien, die wêreld het onder die oorheersing van dood kom leef. Maar Christus het alles verander en gesê, jy is nou ingesluit in 'n nuwe waarheid. Ons is nie meer deel van die oorheersing van sonde nie. Want ons lewe vanuit sy gegewe autoriteit. Maar dan vra jy my nou vanmôre, wat is hierdie autoriteit? Wat beteken autoriteit? Hoe vat ek hierdie autoriteit? Jy sien, skuld is 'n baie slegte ding, want skuld maak dat ons dink ons foute staan nog voor ons en bepaal hoe ons moet interaksie hê met alles. Kom ek vra vir jou die volgende. Christus kom en hy sê, hy het ons skuldvry verklaar. Nou ek het laas jaar die voorreg gehad om my 2 seuns se karre klaar te betaal. En ek het die papiere van die bank gekry, die nates, voertuie is nou in my naam geregistreer. En aan die einde van die maand kom ek en ek gaan bank toe en ek sê, goeiemôre, hoop dit gaan goed, ek is net hier om my kinders se karre te betaal. Meneer Forrester, jou karre is klaar betaal. Nee, maar ek is hier om die karre te betaal.
Ja, maar verstaan jy nie, jou karre is klaar betaal. Ja, maar ek is nou gewoond aan hierdie paaiement, wat gaan ek nou maak met hierdie geld? Ja, gaan koop vir jou wat ook al jy wil, maar jou karre is klaar betaal. Eers nou loop ek al uit, nou voel ek baie sleg. Want nou sit ek met hierdie geld, en ek wil hierdie karre betaal. Volgende maand, 25ste, goeiemôre, ek is hier om my kinders se karre te betaal. Meneer Forrester, ons het laas maand vir jou gesê, die karre is klaar betaal. Ja, maar ek is hier om hulle te betaal. Meneer Forrester, wat verstaan jy nie? Daar bestaan nie eens meer so rekeningnommer nie. Ja, maar ek wil die skuld betaal. Meneer Forrester, wat rook en suig jy? Daar bestaan nie so iets nie. Is dit nie baie keer hoe ons maak nie? Christus het ons afgelos. Hy het ons skuld betaal. Daar is nie meer 'n rekeningnommer nie. Maar klokslag staan ons voor die deur. Goeiemôre, ek is hier om my skuld te betaal. Daar is die skuld nie. Ja, maar ek is hier om my skuld te betaal. Ja, maar daar is die skuld nie. Ja, maar ek lewe van Adam se verwysing, waar Adam skuldig was en hulle het oortree. Nee, maar Christus het gekom en hy het jou vry verklaar. Hy het jou regverdig verklaar. Jy kan nie regverdig, regverdiger en regverdigste wees nie. Jy's regverdig. Ja, maar ek wil net bietjie boete doen. Ek wil net bietjie sleg voel oor dit wat ek gedoen het. Dis nie 'n plek van heers nie. Jy sien, ons doen partykeer nog dom goed. Maar dit beteken nie ons word onregverdig verklaar nie. Dis soos 'n ouer wat sy kind stout is en jy sê vir hom, gaan sit daar in die hoek soos daai hond en kruip weg, ek wil niks van jou weet nie. Dit doen die Here met jou en my maak. Jy sien, ingesluit beteken ons verstaan van waaraf ons funksioneer. Daarom is Paasfees so 'n belangrike uitdrukking, want dis die viering en die realiteit van hierdie goeie nuus. En Romeine kom en Romeine gee uitdrukking aan hierdie twee waardes. Die eerste is die waarde van genade. En genade is so 'n wonderlike woord, want dit het soveel implikasies. Ons lewe vanuit sy genade. Dink aan die rower wat langs Jesus gehang het op die kruis. Hy het nie 'n goeie lewe gelei nie. Hy het nie tyd gehad om sy lewe te verander nie. Hy het nie tyd gehad om 'n paar goeie werkies te doen nie. En is dit nie baie keer hoe ons ook 'n mentaliteit het nie? Ek het in 'n kerk groot geword wat altyd gesê het, hoe goeie lewe jy lei op aarde, beïnvloed die skatte in die hemel. Ken julle daai teologie? En hoe beter jy leef op aarde, hoe groter is jou huis in die hemel. Nou, dit is vir my nogal wonderlik dat mense dink die Here het 'n konstruksiemaatskappy. En hy is nou besig om huise te bou. Nou, of hy dit doen of nie, ek gaan saam met hom wees. Ek gee nie om oor hoe die uitrol daarvan lyk nie. Ek is in hom, hy is in my en ek is met hom. Maar ons dink goeie werke beïnvloed die gevoel van die Here oor my. In sy genade. Die rower aan die kruis en hy sê, dink vir my, dink aan my, as jy by jou Vader is. Wat sê Jesus vir hom? Verseker. Nie gaan leef eers 'n goeie lewe, gaan sê eers al hierdie goed. Nee, van nou af is jy in my. Ons dink en ons leef baie keer met die idee dat ek moet goed leef. Ek moet die beste wees. Dit maak jou moedeloos om so te probeer leef. Gaan dit nie reg kry nie. Maar is die wonderlike ding, ons hoef dit nie reg te kry nie, want hy het dit klaar reg gekry. En ons is ingesluit in daai waarde. Ek kan nie dink as 'n vader van 2 seuns, dat ek net vir hulle lief is as hulle goed is nie. As hulle doen wat ek wil hê hulle moet doen nie. Myne is nou 25, word nou 25 en 22. En van hulle 8's, sê ek al, tel die wasgoed op. Hang jou handdoek op. As jy in die badkamer was, maak die bad of die toilet toe. Nou nog. Partykeer stap jy daar en dan sê haar wonderwerk, ons alles reg. Ander kere lyk dit of haar 14 tornado's deur is. Maar dit beïnvloed nie hulle kunskap of my gevoel oor hulle nie. Jy sien, wanneer prestasie 'n voorwaarde word, dan is dit nie meer goeie nuus nie. Want ek moet iets doen. Maar wanneer ek nie hoef iets te doen nie, is dit goeie nuus. En die goeie nuus is gebaseer op God se genade en sy besluit en nie wat ek en jy kan doen nie. Soms werk God goed nie uit nie. Soms doen ons dom besluite soos ek gesê het.
En dis oukei. God straf ons nie. Ons hoef nie weer skuld te betaal nie. As ons van daai verwysing leef, dan leef ons van 'n leuen. Want hy het sy seun volkome gegee. Volkome beteken veel meer. Namens my en jou, ons skuld gedra. Vir my is die mooiste storie, en ek het dit al gesê, maar is die uitdrukking van die storie van die verlore seun. Mense leef nie altyd van daai verwysing nie. Want mense dink, die verlore seun, of daai storie, praat van 'n straf. Hy het opgeëindig in 'n varkput. En hy het homself gevul met die kos van die varke. Dit was nie 'n straf van die vader nie. Dit was 'n keuse van die seun. Maar nêrens in daai storie verwys die vader ooit na sy weggooi kind nie. Hy praat van sy seun. En elke keer as hy op die stoep sit, bid hy vir sy seun. Sy verkeerde keuses, sy skuld wat hy gemaak het, sy erfporsie wat hy weggegooi het sy kindskap nie beïnvloed nie. Dit het die volheid van hoe hy kon leef beïnvloed. Want ek eet eerder 'n skaapbout as varkpele. En hy kon nie varkbout eet, hy het net gekies om dit nie te doen nie. Maar hy was nog steeds 'n kind. En die kulminasie van hierdie storie is in die geregtigheid. Dis die tweede ding wat uitstaan in die boek Romeine. Die seun kies om uit sy omstandighede op te staan. Nie 'n engel uit die hemel kom en tel hom op nie. Nie 'n engel wat hom aanmoedig nie, maar 'n wilsbesluit om te lewe vanuit die waarheid van wie hy is. En hy kies om op te staan en terug te gaan na sy pa toe. Maar jy sien, die wêreld probeer vir ons sê hoe ons moet leef. En die wêreld dikteer op die verlore seun ook. Jy is my maat, jy's nie goed nie. Jy vrot en ryk na varke. Jy vul jouself met varke. Nêrens kan jou pa jou ooit weer aanvaar in jou oorspronklike identiteit nie. Pa, hier is ek. Ek het teen jou gesondig, ek het verkeerd gedoen. Kan ek terugkom, maar ek kom as 'n slaaf. Want jy sien, hy hoop, as hy skuld herken, as hy skuld dra, sy pa maar vir hom 'n plekkie sal hê. Sy pa sê vir hom, sien jy laf? Jy's 'n kind. Hoe kan jy toelaat dat die wêreld se identiteit 'n deel van jou verwysing word? Hoe kan jy glo, ek kan jou nie omarm en lief hê nie? Hoe kan jy glo, ek gaan jou in 'n hoek sit en jou nederig hou en jou elke nou en dan skop? Hoe kan jy dink as jy van my afkom? En wat doen hy? Hy trek hom met sy genade kleed, hy gee vir hom 'n nuwe kleed. Hy bevestig sy identiteit, want in daardie tyd in die Ou Testament, die kleed het 'n familie verteenwoordig. Jy kon sien aan die kleredrag van wat se familie iemand afkomstig was. Christus het deur die kleed, of God, of die Vader, toe hy die kleed aantrek aan hom, het hy by implikasie gesê, jy is ingesluit. Jy's myne. Wat doen hy toe? Hy trek aan hom 'n ring aan op sy vinger. Die ring, 'n verteenwoordiging van geregtigheid. Jy's my verteenwoordiger, my gesag, my heerskappy. Alles wat ek het, is joune. Jy verteenwoordig dit. En Christus het presies dit vir jou en my gedoen. Hy het ons met 'n nuwe kleed beklee. Hy het ons met 'n nuwe identiteit aangetrek. Hy het ons met 'n geestelike ring aangetrek, dat ons nou heers. Ons lening is afbetaal. Maar geestelik wil ons nog steeds inligting toe gaan by die bank en sê, hier is ek om my skuld te betaal. Ek wil begin saamvat. En ek wil jou vanmôre aanmoedig. Ons kan nie net leef uit genade en sê geregtigheid. Daar moet 'n verandering wees. Die uitdrukking moet anders lyk. Die woorde moet anders lyk. Die dissipline en die wilsbesluit moet anders lyk. Ja, jy staan op in die oggend en jy voel nie die waarheid nie. Jy staan op en jy voel jy gaan dit nie maak nie. Maar geloof kom deur gehoor, deur die regte goed te doen, deur die regte gewoontes, deur die regte dissipline. Ek kies vandag om die waarheid te leef. Nou, ons het 'n bietjie baie reën gehad oor die laaste ruk. En ons is so dankbaar. My maale bly in die Oosrand
En in die Oosrand is daar 'n baie tipe van storms. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik saam met my net hierdie prentjie sien. Jy gaan slaap Saterdag aand, opgewonde om kerk toe te kom, jy het 'n lied in jou hart, en jy gaan slaap en daar's 'n massiewe storm, groot storm. Maar jy slaap en jy's veilig en op 'n stadium 3:00 in die oggend word jy wakker en voel of die hele huis skud. Maar jy's okay. Jy staan op in die oggend, aangetrek, Bybel onder die arm, regte alles gedoen, koffie gedrink, en jy's op pad kerk toe. En hier kom jy uit. En deur die aand het dit gehaal, groot storm. En jou kar, elke moontlike ruit is gebreek. Dit lyk of iemand met 'n hamer jou kar geslaan het. En jou kar is tot die vensters wat gebreek is, vol water. En jy weet, jy gaan nêrens heen nie. Jou kar is verwoes. Wat beleef jy in daai oomblik? Here, wat nou? Jy's op pad kerk toe met 'n lied in jou hart. Hoekom gebeur slegte goed altyd met my? Waar is U in my oomblik? Waar is U nou in hierdie omstandigheid? Hoe gaan ek dit nou maak? Ek het my versekering gekanselleer, want die kinders moes op 'n sporttoer gaan. Ek het dit gedoen, want dit moes gebeur. Hoe gaan ek hierdie kar vervang? Here, U is alles behalwe goed vir my. Ek onthou 'n ruk terug in Pietersburg, ry ek eendag, ek het 'n BMW gery. En die BMW het aan die onderkant van die engine lug wat hy insuig van onder af. En daar was 'n groot storm en ek kom om 'n draai en ek ry in 'n waterpoel in en die kar sny uit. En dit reën. Kan nie die kar daar uitkry nie. Hulle het daai kar op 'n loubed gelaai en ek het hom nooit weer gesien nie. Hulle het hom afgeskryf. Want hy water ingesuig. Here, waar is U nou in hierdie oomblik? Wat gebeur? En ons laat toe dat die kar wat my op pad kerk toe gevat het, waar ek wil uitdruk en sing van die goedheid en die genade en die liefde van die Here, en skielik is die Here my vyand. Dit wat daar gebeur het in daai oomblik, skryf ons baie keer toe aan goed waar dit nie toegeskryf moet word nie. Maar jy sien, as ek en jy verstaan, ons is ingesluit en ons is deel van hierdie belofte, dan word Romeine 8 vers 28 skielik my deel. Och Here, kyk hoe lyk my kar. Kyk hoe lyk dit. Ons kan dalk swem in hom. Ons kan dalk 'n heater in hom sit en net nou lekker jacuzzi. Maar wat ek nou gaan doen, is ek gaan iemand bel om my op te tel om kerk toe te gaan. Want Romeine 8 vers 28 sê, alle dinge werk ten goeie uit. Vir wie? Vir die wat die Here lief het. So hierdie kar, Here, wat fyn geslaan is, wat hulle gaan laai en ek nooit weer gaan sien nie. Ek weet nie hoe dit tot my voordeel gaan uitwerk nie. Maar omdat ek ingesluit is in U, weet ek, U het 'n plan en ek sit terug om te sien wat U gaan doen. Want as U hierdie kar van my afvat, kan ek net met hoopvolle verwagting uitkyk na dit wat U vir my gaan gee. En al kom die Here daaraan met 'n Uno Pacer SX, met lekker Turbo Max, sing ek nog steeds van die goedheid en die genade en die guns van die Here. Want dit wat daar gebeur, is nie 'n uitdrukking van hoe hy my voel nie, oor my voel nie. En dan word Filippense 4 vers 13 die waarheid wat sê, ek heers oor elke omstandigheid, want hy gee vir my die krag. Efesiërs 4 vers 13, ek wil dit vir julle lees, hy sê, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my sy krag gee. So ek verstaan ek is ingesluit, en ek leef van daai realiteit, dat hy alreeds alles gedoen het, en alles beteken veel meer, 'n veel meer lewe in my verhouding met hom, 'n veel meer lewe oor sy genade en sy gesag en sy heerskappy wat hy vir my gee. Sonde het skuld, skaamte en seer deel gemaak van ons verwysingsraamwerk. Skaamte
laat ons leef onder daai gevoel die hele tyd dat ons verkeerd leef. Skaamte gee ons 'n gevoel van verkeerd doen en wegkruip. En seer is daai emosie wat ons beleef dat iets binne ons gebroken is. Maar een man kom herstel, sluit ons in. Hy verander skuld, skaamte en seer na genade, regverdigheid en heerskappy. Genade het gekom en dit wat verkeerd is, aangespreek en weggevat. Geregtigheid verbind my aan 'n gevoel van reg wees. Ek is reg, ek is in hom en hy is in my. En heerskappy laat my verstaan dat ek leef bo die waarhede van die wêreld en ek leef in sy